Die Vryheidsfront Plus het aangekondig dat hulle die openbare beskermer, die OB, sal vra om hul bestaande ondersoek na tendertoekennings aan maatskappye wat met die adjunkpresident Paul Mashatile se seuns verbind word, uit te brei. Hierdie besluit volg op nuwe inligting wat deur 'n media-ondersoek aan die lig gebring is. Ek gesels nou met Jaco Mulder, die VF+ parlementslid en provinsiale leier vir Gauteng. Jaco, welkom by die program. Goeiemiddag, baie dankie. Jaco, die VF+ het in Februarie verlede jaar 'n klag by die openbare beskermer ingedien. En nou dat nuwe inligting aan die lig gekom het, spesifiek dat die betalings bykans R1 miljoen meer is en dat daar eintlik 5 tenders was, hoe beïnvloed dit die erns van die oorspronklike klag en wat is die nuwe fokus van die saak? Ja, ek net miskien die kort agtergrond gee. Die VF+ het toe ook dit vreemd gevind dat die 2 seuns van die adjunkpresident juis direkteure van 2 maatskappye geword het in die tydperke wat die tenders toegeken is. Nou die nuutste inligting dui daarop, Netwerk 24 het onlangs 'n aansoek teen die Gauteng regering gebring ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting, die sogenaamde PAIA-wet, en die volgende feite toe vasgestel, en het blyk dat daar 5 tenders in 3 maande aan maatskappye toegeken is, en nie net 3 nie. Dan is daar ook onlangs 'n skriftelike antwoorde vanaf die Gauteng regering, na 'n vraag in die wetgewer, aangaande die 2 maatskappye beantwoord, en dit dui daarop dat die omvang van die betalings aan die 2 maatskappye sedert 2022 ook bykans R1 miljoen meer is as wat aanvanklik gedink is. Dit blyk dat beide die maatskappye nog geen meerbetalings van die Gauteng regering eis. Hulle eis met ander woorde nog geld. En die een maatskappy, Modipadi Nokaneng, eis 43,9 miljoen, en Gwatu en die Mzansi groep 'n verdere R94.000. Jo. Nou, in daai verslag dui dit aan dat die seuns Tabiso Mashatile en Tinyiko Mvelase slegs vir kort strategiese tydperke as direkteure aangestel is rondom die tye wat die tenders toegeken is. Wat is die VF+ se standpunt oor hierdie vreemde tydsberekening? Ja, dit val werklik waar vreemd op. Dit dui daarop dat die kontrakte toegeken is aan 'n maatskappy wat nie werklik in staat is om die werk te kan doen nie. Toe die VF+ die klag ingedien het, was die enigste direkteur van Gwatu en Nansi groep 'n 24-jarige jong dame, Enetatu Nokaneng, wat volgens haar TikTok profiel werkloos was. Die 3 kontrakte wat aan die maatskappy toegeken is, behels werklik waar hoë tegniese en kundige werk, onder meer die verkryging en verlewering van autoklaaf toerusting. Dis nou die toerusting wat stoom onder hoë druk gebruik om items te steriliseer, en verder dan ook boumateriaal, brandmonitering en bestrydingsdienste. So die vraag bestaan of Nokaneng oor die kundigheid beskik om hierdie dienste en goedere te lewer, terwyl die geregistreerde kantoor van hierdie maatskappy boonop 'n woonhuis in Alexandra, 'n voorstad van Johannesburg is. Ek sit net en wonder, wat is die impak hiervan op die Gautengse departement van infrastruktuurontwikkeling? Wel, dit kan verwoestend wees. Jy weet, daar kan regsimplikasies wees. Sou die ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur Magstaatsdepartemente nie kontrakte toeken wat onreëlmatig, vrugteloos of korrup is nie. En as daar dan sulke betalings sonder behoorlike tenderprosesse sou plaasvind of teen buitensporige kostes soos wat dit hier blyk gemaak is, kan dit as onreëlmatig besteding geklassifiseer word. Verder is daar natuurlik die wet op voorkoming en bekamping van korrupsie. Enige openbare beampte, sou dit blyk, of 'n politikus wat direk of indirek beïnvloed het of voordeel getrek het. Dit kom neer op staatskaping of tendermanipulasie. Dan sal natuurlik die konflik van belange kwessie, as daar dan kan bewys word, en ek sê maar net as daar kan bewys word, dat die adjunkpresident en of sy seuns, nou daar, hy was voorheen die LER vir ekonomiese ontwikkeling in Gauteng, indien sy familie baat sou vind by sulke transaksies, is dit ernstige etiese regsprobleem. En dan wil ek net laastens miskien noem, die VF+ het nou die klag by die openbare beskermer ingedien in 2024 en ons verwys nou die nuwe inligting vir uitbreiding van die ondersoek. Sou die openbare beskermer wel vind dat daar onreëlmatighede is en die spesiale ondersoekeenheid dit dan ook besoek, dan kan die ouditeur-generaal die uitgawes as onreëlmatig en vrugtelose besteding verklaar
wat dan die pad oopmaak vir regstappe teen hierdie departement en die individue betrokke. En wil juist vra, wat is die pad vorentoe, maar jy het dit nou mooi uitgelê. Jaco, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid. Dit was Jaco Mulder, die VF+ parlementslid en provinsiale leier vir Gauteng, en ons het gesels daarso oor daardie kwessie van die adjunkpresident Paul Mashatile se seuns wat verbind was of word met maatskappye en tendertoekennings op 'n baie vreemde manier.